As hy goeiemôre vir die wat ek nog nie gegroet het vanmôre nie. Ek sien hier's nog besoekers, baie welkom. Mag ons saam ervaar dat die Here hier by ons is en dat hy groter as ons is, ons eenheid waaroor ons vandag gaan praat is groter as onsself. Ons eenheid lê in hom vir wie ons aanbid. Soos julle kan hoor of nie kan hoor nie, ons het nie vandag gehoor nie daar nie verskoning gemaak, hulle het familiebetrekkinge wat hy verantwoordelikheid as oupa moet gaan meemaak. So, maar ek vertrou dat ons almal saam met mekaar sal sing soos wat ons behoort te sing. Kom ons begin. Ons gaan saam met mekaar sing lied 334. Ons sing van God se liefde. Jy is ook dit wat hy onder ons wakker maak en uit hierdie liefde wat ons eenheid ook moet voorsprei. So ons gaan al 4 verse hier sing. God is liefde, juig ons harte en bedink, onthou wat hierdie liefde doen. Dat hy ons 'n seun gestuur het om ons sondes te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde sprei. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Geliefdes in ons Here, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 goeie geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons amen op die seën van die Here en die feit dat ons ook mekaar hier mag ontmoet. Ons sing saam Psalm 112, die tweede ondigting. Ons gaan daarvan sing vers 1, 2 en 3. Kom ons staan. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Luister hy na sy gebod, vind hy vreugde in sy God. God gee hom 'n nageslag, in die land 'n sterke krag. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Al sy dade die hou staan, en is blywend in die land. Ook aan ander doen hy reg, uit sy volheid gee hy weg. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Hy sal altyd onbevrees, veilig seëvierend wees. Magteloos mag die daarna, wat al goddeloos gedra. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Kom ons bely ons geloof.
As ons saam hierdie woorde onthou en bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liedes, vanoggend gaan ons weer ons verootmoediging doen, as ons luister na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons gee in Eksodus hoofstuk 20. Waarom is dit ons gewoonte om gereeld na die wet van die Here te luister, ook in hierdie deel van ons gesprek met hom? Dis omdat hy dit gee. Dit is die beknopste samevatting van sy wil wat daar is. Wanneer ons dan voor hierdie spieël kom staan, en onthou ons wat Jakobus sê, dit help nie, jy luister na die woorde van die Here en jy steur jou nie daaraan nie. Dis soos iemand wat in 'n spieël kyk en sien sy hare is nie mekaar en dit net so los. Sien daar is vuilheid in sy gesig en dit net so los. Dis die gesindheid waarmee ons dus na die wet van die Here luister, is die spieël waar die Here vir ons ons sonde uitwys, maar dan ook in groot dankbaarheid en genade, juis sy redding. Juist daarvan waarvan hy ons red. Ons moet besef, wat is die prys? Die prys wat hy betaal het deur sy lewe, is om ons te red van hierdie sondes. So wanneer ons dit hoor, dink ons terselfdertyd, onthou my sonde, maar ek dink in dieselfde asem ook aan die groot genade en die redding van die Here. Kom ons onthou saam. Toe het God al hierdie gebooie gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die gesonde skuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Geliefdes, dink net prakties hier aan, juis aan die werk van ons Here Jesus Christus, wat hierdie gebod in die besonder vervul, deur ons Sabbat te word, deur ons rus te word, sodat ons aan hom dink wanneer ek elke dag vier, en besonder ook sy opstandingsdag, die Sondag. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Geliefdes, as ons die wet van die Here hoor, wat gebeur in jou? Stoot dit jou van die Here af weg? Of bring dit jou nader aan hom? Mag dit so wees,
dat die genade wat ons hoor, juis omdat ons Here Jesus ons gered het, ons nader trek en sê, maar so wil ek dan ook voor die Here leef, met my hele hart en siel en verstand, alles wat binne my is. Ons sing saam met mekaar die 297, en daarvan sing vers 1 en vers 2. Ons sê ons buig hier in belydenis, dit is 'n sondebelydenis, nie, ons buig hier in belydenis, ons dink hier aan ons smarte, ons almal wat verlostes is, verhef tot U ons harte. Kom, middelaar, nee, Jesus wat tussen ons en die Vader kom en sy genade wys, kom, middelaar, en openbaar U reddende genade, weerhou ons van die kwade. So hiermee kom ons bely ons sonde, ja, maar ons bely ook ons geloof deur te sê, maar ek wil bekeer, ek wil wegbeweeg van hierdie sonde. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam. Ons buig hier in belydenis, ons dink hier aan U smarte, ons almal wat verlostes is, verhef tot U ons harte. Kom middelaar en openbaar U reddende genade. Weerhou ons van die kwade. O Heer en Heiland, ons bring dank dat U vir ons gestry het. Ons wil U prys met helder klank, waar U ons so verbly het. U het gelei, ons is bevry, na U is ons verlange. Neem aan ons dankgesange. Kom ons bid saam. Hoe goed is dit om saam met mekaar as eensgesindes voor U te kom, o Here. Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie dat ons mag onthou, dis U wat roep, en dis U wat trek, dis U wat bring. Net soos die pelgrimsreisigers van destyds, moet ons kom. Ons kom om te aanbid. Ja, ons as gemeente hier op die Bult, vanoggend ook ander gemeentes op ander plekke, maar U kerk oor die wêreld kom in aanbidding. Mag ons vanoggend ook onthou, daar is so baie ander wat saam met ons hardop kan juig, hardop kan sing in vryheid en in vrede. Ook baie ander wat vanoggend stilletjies in kleiner groepe bymekaar moet kom. In vervolging, in teenstand. Bring tog in perspektief, Here, ons kleinlikheid, die goedjies wat vir ons omkrap, dinge wat my so vinnig kwes, wat my weerhou van U samekoms, wanneer ek gedrenk voel, dan onthou ons hierdie broers en susters van ons wat U vanoggend aanbid, terwyl dit hulle lewe kan kos. Wat 'n voorreg dat ons hart op ons belydenis kan sê. Nog 'n groter voorreg dat ons hierdie belydenis kan lewe. Kon leef in die week, en dat dit uit hierdie belydenis is dat ons vanoggend ook by mekaar kom. Ons glo in die algemene Christelike kerk, hierdie gemeenskap, hierdie saamwees van gelowiges. Ons bid, Here, dat dit nie maar net lippetaal sal wees nie, maar regtig ons lewe sal verander. En nou pleit ons, Here, dat soos wat ons ook
U woorde hoor uit U woord, dat dit kragtig in ons sal werk soos wat die belofte is. Dat gees van waarheid en woord van waarheid my sal omdop, my sal nader trek, my sal troos, my in die spieël sal laat kyk, en dat U verheerlik sal word. En Here, omdat ons sondig is ons grootste gebed, verheerlik U self, maar ook deur ons gehoorsaam. Amen. Liefdes, julle kan julle Bybelslang oopmaak. Ons is by Psalm 133. So vir ons besoekers vanoggend, ons is besig met 'n reeks uit die pelgrimsliedere. En ons is nou by die tweede laaste. So ons maak amper klaar. Dit is alles op die kerk se webwerf en op 'n YouTube kanaal beskikbaar en op Facebook. Jy kan maar net daar gaan loer as jy dalk iewers gemis het en moet inhaal. By wyse van inleiding wil ek vir jou vra, waarom dra jou lewe? Wat is die kern, wat is die middelpunt? As jy dink oor eenheid, wat is die middelpunt van die eenheid wat jy graag wil ervaar? Wat laat jou een voel? Ek kom al hoe meer agter tot die gevolgtrekking dat dit wat ons hier op 'n Sondag doen, saam met mekaar as gemeente beleef, vir al hoe minder en minder mense hulle ritme bepaal. Dis so asof dit iets is wat so buite jou gebeur. 'n Voorbeeld daarvan sou wees, ons is nou besig met hierdie reeks. Het jy onthou dat ons vandag Psalm 133 met mekaar gaan doen? Het jy daarvoor voorberei? Jy het dit miskien gisterand gelees. Indien jy een of 'n paar van hierdie preke gemis het jy ingehaal. Was dit vir jou belangrik om op datum te kom met waarmee die Here met die gemeente is, sodat jy saam met die gemeente kan beweeg? Of het jy net 'n pleister kom soek vir die seerkry van die lewe? Kom jy dalk met die verwagting, daar moet ietsie vir my wees, ietsie wat ek kan huis toe vat, want jy en joune is die middelpunt van jou lewe. Jou werk, jou huis, jou omstandighede, jou gesondheid. Julle het al gehoor dat ek hierdie woorde gebruik, ek gebruik dit weer. Broer en suster, as die middelpunt van jou lewe jy is, en die Here en sy kerk en sy gemeente moet maar by jou aanpas, dan het jy 'n verbruiker van die kerk van die Here geword. Verbruikerkinders, dis wanneer jy by Shoprite of Checkers of Spar inloop, jy soek jou produk, en as jy nie daarvan nie, stap jy om, en jy gaan soek 'n ander produk, jy soek diens, jy moet gediens word. Hoe beter die diens, hoe beter jou betrokkenheid en jou getrouheid aan die plek waar jy gaan. Maar as jy daarvan hou nie, poets, dan is die ander opsie daar vir jou, en jy gaan. Waar is jou middelpunt? 'n Verbruiker is iemand wie se middelpunt hy self is, 'n lidmaat, is wie God en God se gemeente in die middelpunt van sy lewe is. En daarom kry hy sy ritme. Kom ons draai dit 'n bietjie positief. Ek kom ook agter dat lidmate wat regtig hulle ritme ook in die lewe van die gemeente en so saam met die Here kry en daarby inval, 'n diep eenheid beleef met die gemeente. Hulle beleef 'n wonderlike, intentionele groei en 'n begrip van hulle eie verantwoordelikheid. 'n Verbruiker herinner gereeld die kerkraad en die kerk aan hulle verantwoordelikheid teenoor hom of haar. Iemand wat 'n lidmaat is, sê heeltyd, wat is my verantwoordelikheid hierin? Nou die pelgrimsliedere wat ons al met mekaar hanteer het reeds hierdie eenheid behandel. Dis 'n samevatting van die identiteit van die volk van God. Dit wys die eenheid van die geloofsfamilie uit. Elke keer skuif die klem van my as individu
'n individuele reisiger, ek met my paadjie met die Here, maar 'n gesamentlike groei en 'n eenheid in hierdie geloofsfamilie. Kom ons dink gou saam met my, as jy terugblaai, so 'n bietjie in die Psalms, Psalm 122. Psalm 122 word Jerusalem beskryf as 'n stad wat gebou is om mense as 'n eenheid saam te bind. Dit dien as die sentrale saamtrekpunt van hierdie diverse 12 stamme. Dan moet hulle verskille op sy skuif en hulle word een in hulle aanbidding voor God. In die Nuwe Testamentiese kerk sit ons hierdie tradisie voor, waar ons 'n geestelike huis is, nie so baksteenhuis nie, 'n geestelike huis, die kerk van die Here, en ons leef so. Psalm 125 gebruik die beeld van die berge wat daar rondom Jerusalem is. Dit omring die mense, dit illustreer dat God sy hele volk omring van alle kante. Hy ontsluit hulle, hoor ons sê die Psalm. Hierdie gedeelde veiligheid herinner die ware Israel, dan is wat Jesus sê, die ware Israel, ons wat by mekaar geroep is. Jy is nie alleen nie, jy reis nie alleen nie. Maar deur die kruis van die Here Jesus Christus word ons aan mekaar verbind. Ons dra ook mekaar se laste, was die uitvloei van daai Psalm. 127 beklemtoon dat menslike pogings om 'n huis of 'n stad te bou misluk as God nie die middelpunt daarvan is nie. Hierdie gesamentlike afhanklikheid hoor ons ook in 124. Daar julle daai woorde daar, daai ingrypende woorde, as die Here nie vir ons was nie. As die Here nie vir ons was nie, is dit te vergeefs. Dit bevestig ook dat die gemeente se voortbestaan slegs in die genadige hande van die Here is. Dis aan hom te dank. 128. Psalm 128 trek die fokus na die gemeente as 'n huisgesin wat om 'n tafel by mekaar kom. En uit hierdie huisgesin, hierdie eenheid is daar gesamentlike verwondering, 'n gedeelde belydenis op die ou einde vir ons as Nuwe Testamenties gelowiges, ook in die werk en in die identiteit en die persoon, die karakter van ons Here Jesus Christus. Verlede week, Psalm 132, ons oproep om saam te onthou hoe God sy beloftes hou. En uit sy beloftes maak dit my opoffering moontlik. Nou die hele Psalm vra, waar is die opoffering? Nou Psalm 133, wat ons vanoggend saam met mekaar oor dink, is seker die heel mooiste gedeelte in die Bybel oor eenheid, oor eensgesindheid. Kom ons luister, en dan kyk ons hoe God sy bedoeling met sy mense in hierdie 3 verse vir ons duidelik maak. Kom ons luister, ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. 'n Pelgrimslied van Dawid. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die kop, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seun, lewe vir altyd. Dit is die woord van die Here. Nou geliefde, watse omstandighede kan meer gepas wees vir 'n lied oor eenheid, as dat almal saam sing terwyl hulle oprig om God in sy tempel te gaan, daar in Jerusalem te gaan aanbid. Dawid skryf hierdie lied as koning met 'n visie en 'n droom dat daar in sy regeringstydperk blywende eenheid onder die mense sou wees. Vrede. Sy heel eerste oproep is dat die pelgrims mekaar sal raak sien. Kyk, sê hy, kyk hoe goed is dit as mense saam met mekaar is. Maar hierdie oproep sou by die Jode en die Israeliete onmiddellik
herinneringe uit die geskiedenis bring. Want om saam met iemand te wees, kom uit God se skepingsorde. Genesis 2 vers 18. Dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Deur die geskiedenis van Israel was dit ook 'n aanvaarde ideaal dat broers saam in vrede op hulle erfgrond sou woon. Dat hulle saam met mekaar dit sou bewerk. As Abraham en Lot se veldwagters dan begin stry hier in die geskiedenis oor die weide, wie se diere mag vaar, dan sê Abraham hierdie woorde, hy sê, daar behoort nie 'n getwis, kinders twis is beklei nie, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou, en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Dink ook hier in Jesus se verhaal van die verlore seuns, waar hierdie ideaal van eenheid verbreek is deur die jonger seun wat klaar sy goed wil vat en sy eie ding, sy eie pad wil gaan loop. Ons teks sê, dit is goed en mooi as broers eensgesind is. Saam woon. Die woordjie mooi hier beteken in die Hebreëus lekker, aangenaam. Dis iets wat eintlik lekker ruik. Dis die oorsprong van hierdie woord. So daarom sê Dawid dat die eensgesindheid van broers en susters asseblief, jy is nie uitgesluit nie hoor. Eensgesind nie. Hier weer as al praat van broers, dan word die vroue saam ingesluit hulle huise. Hy sê dis soos kosbare reukolie. As jy hierdie woorde hoor, dan dink jy weer terug. Die band met die reukolie kom ook uit die geskiedenis. Toe God vir Moses gesê het, hy moet 'n plek bou waar God sy teenwoordigheid kan wys. Ons het verlede week spesifiek daarna verwys. 'n Plek waar God kon sien, maar God ontmoet hulle. Dit is die tabernakel, nie? Die tent van ontmoeting. En in hierdie tempel of die tent van ontmoeting moes die priesters diens doen. Hulle moes vir die volk wys, hierdie priesters is deur God gekies. En daarvoor moes Moses spesiale olie gaan meng. Hy sê in Eksodus 30 gaan lees, dan word spesifiek gesê hoe, met watter krye. Die olie is dan op die kop van die priester uitgegooi. So almal kon sien en veral ruik, hierdie man of manne, hierdie priesters, dis mense wat voor God dienswerk gaan doen. Hulle is hiervoor geroep, hy het hulle afgesonder daarvoor. Hulle is gewy, aangewys vir 'n besondere soort werk. Dis die agtergrond as hy hier van hierdie reukolie praat. Met ander woorde, broers wat saam woon en saam werk, om dit wat hulle by die Here geërf het te bewaar, is besig om hulle roeping voor die Here uit te voer. En soos wat hulle roeping uitvoer, hulle dienswerk doen, versprei hulle hierdie geur, wat ek vir almal duidelik maak, ek doen dit vir God. Ek doen dit omdat God my roep. Dit weet ons, vir broers om enigiets saam te kan doen, kom nie uit hulle self. Dit kom van God. Dit vra baie opoffering van jouself. Nee, my selfsugtige begeerte is alles wat ek vir myself wil hê, sodat so 'n verhouding kan werk, ter wille van die eenheid wat God graag tussen sy kinders wil hê. Dit is die beeld van hierdie olie, maar daar's nog 'n beeld wat Dawid hier gebruik wat belangrik is. Eers net ook van die olie. So in hierdie prentjie sien julle, kinders, net dit word op die kop gegooi, maar Dawid beskryf dit so mooi in hierdie Psalm, dit loop af in die baard in, tot in die kraag en onder tot in die soem van die klere. Daar is beweging van hierdie olie. En dit gee af. Dit waarna hy so raak of waarby hy verbyloop, kry hy die reuk, kry van hierdie olie. Die woord afloop kom 3 keer voor in die Psalm. En die pelgrims mense, die mense wat hierdie lied sou sing, sou weet,
Dit het besondere betekenis, daarom herhaal ons dit. Dis nie net 'n statussymbool nie, dis nie net 'n goeie idee nie. As God jou roep, dan verwag hy diens van die hele jy, nie net 'n kopdiens nie, nie net 'n emosionele diens nie. Hart, siel, verstand, al my kragte, jou hele lewe moet hierdie eenheid wys. Dit moet afloop in jou menswees. Die feit dat Aaron nou spesifiek hier genoem word, gee nog diepere betekenis. Want onthou, Aaron was die eerste hoëpriester. So die hoëpriester moes namens die volk offers bring en dan in die allerheiligste daar wat die ark was waarvan ons hierdie week gepraat het, daar ingaan en die bloed sprinkel as 'n bewys van God se vergewing van sondes. Namens die volk. Hy verteenwoordig met ander woorde die eenheid van elkeen van hierdie pelgrimsliedere, reisigers, mense wat na die tempel toe opgaan. Hy verteenwoordig hoe hulle behoort te lewe. Daarom draai hy, onthou julle die klippies op sy skouers en op sy bors. Hy bring die volk se eenheid voor God. Maar die vloei gaan verder as Dawid hierdie eenheid ook vergelyk. Hy praat van die dou wat op die berg Hermon val en afloop tot op die Sionsberge. Nou Hermon is die hoogste bergpiek in Israel. En wanneer die wolke dan dit bedek het, dou dit so nat dat dit soos reënwater loop. Dit is ook 'n groot deel van die jaar is hierdie berg met sneeu bedek as gevolg van die dou wanneer dit vries. Nou hierdie is nou KI se prentjie, as ek nog hulle is verduidelik het. Dis nou nie heeltemal histories korrek nie, maar julle kry die idee. Nee. Dis 'n afloop. Daar's beweging. Hierdie water is baie belangrik vir die lewe in daardie omgewing. So dis die hoogte, die Hermonberg, maar die Sionsberg hieronder, dis weer bekend as die berg van die Here. Daar waar Jerusalem was, daar waar die tempel was, daar waar die mense moes kom aanbid. En dit was baie laer as die Hermonberg. So weer eens kan ons duidelik in die poësie hier agterkom, die bedoeling is, die eensgesindheid van Israel moet vloei, net soos wat die olie van die kop afloop tot by die soem van die klere. Net so vloei hierdie eensgesindheid van Hermon na Sion, van hoog na laag. Met die ekstra bedoeling is, dit moet lewe gee, so ver as wat dit gaan. Dink hier aan die bergrede se sout en lig, julle is sout en lig, sout wat verdwyn in sy werk, lig wat uitgaan om sy werk te doen. En juist dit is dan die belofte wat ons in vers 3 kry. God skenk hierin, as mens die woorde reg verstaan, dan beveel hy sy seun daar waar mense hierdie eensgesindheid soek en dit prakties uitleef. Dit hou die belofte van die ewige lewe in. So eensgesindheid onder die kinders van die Here loop reg deur God se storie in die Bybel. Van begin tot einde. Dit begin by die skepping. Jy sien dit deurloop by Abraham, Isak en Jakob. Waar die mense onsgesind is, bekleierig is en God elke keer terugbring eensgesindheid toe, dit hang van hom af. Dink aan die konings. Dit was deel van die priesters en die profete se roeping. Tot dit uitgiet in God se seën van 'n ewige lewe waarvoor ek en jy geroep is en wat hy vir ons beloof. Maar broer en suster en kinders, om daar uit te kom, om dit te kan bereik, moes dit tog ook deel van die lewe van ons Here Jesus Christus gewees het, nie waar nie? Was dit? Jy daaraan dink, was eensgesindheid deel van Christus se manier van lewe? Natuurlik, ja. Dis om die waarheid sê, kenmerkend van sy tyd op aarde, van sy dade, van hoe hy geleer het. Makarioi, welkom, geseën,
Daar is ook iets daarvan in sy persoon en in sy karakter, in sy menswees. En hier kom die vergelyking dan, Aaron was die eerste hoofpriester, wat die volk aan God se genade moes herinner, net toe hy namens hulle moes offers bring. Jesus is die laaste hoofpriester, die perfekte hoofpriester, wat ons almal nie net aan die genade van die Vader herinner nie, maar wat verder as dit gaan, hy gee homself as hierdie offer, sodat die genade en die eensgesindheid tasbaar, kenbaar naby kan kom. As eenheid van mense afgang het, dan sien ons 'n beeld daarvan as die disippels weghardloop toe Jesus gevange geneem word. Hoor bietjie wat bid ons Here Jesus as hoofpriester in Johannes 17 vers 21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Nou suster, ek wil hê met hierdie woorde genoeg gou net 'n tydjie stil te gee. Lees dit vir jouself. Ek bid dat hulle een mag wees, almal een mag wees, net soos U, hier's die voorbeeld, U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hoor jy broer en suster, is nie 'n oulike filosofie nie. Dis die hartsbegeerte van ons Here Jesus dat ons een sal wees. Moenie hier sê, nee, maar dis nie deel van my persoonlikheid. Nee, ek doen nie die saamkuier ding. Ek doen op my eie, los my uit. Waarom wil julle die gemeente vertel as ek siek is? Waarom is dit belangrik dat mense van my weet, los my uit? Dis onbybels, dis teen die gebed van ons Here Jesus. Kom hoor jouself. Jesus bid hier dat ons eensgesind as broers en susters saam ons erfdeel sal bewerk. Broers en susters, nou al saam sal werk, sodat dit wat ons hoofpriester Jesus Christus vir ons gedoen het, sal groei en sal blom, hoor jy, vloei, versprei. Sy kerk, ek en jy, moet dit uitbeeld. Doen jy dit? Is jy deel van hierdie uitbeelding? As ons dink aan ons Here Jesus, dan is hy 2 keer gesalf wat ons in die Bybel van lees. Hy's 2 keer gesalf. Die eerste keer as die Heilige Gees soos 'n duif oor hom kom, toe hy gedoop is. Die tweede keer simbolies as die vrou, ons weet haar naam is Maria, is nie Maria sy ma nie, is 'n ander Maria, daai fles olie oor sy voete uitgiet en met haar hare afdroog. Oral waar hy gaan, vloei die genade van God en hierdie oproep tot eensgesindheid, soos 'n lieflike geur, 'n aangename geur, soos daai olie wat op sy voete uitgegiet is. Ek gaan lees daai teksgedeelte gerus weer, en die hele vertrek is gevul met die geur van die reukolie. Dus is dit die heel mooiste hier is, Jesus is die vervulling van Psalm 133 se profesie op die ewige lewe. Hy kom maak dit waar. Hy beveel sy seun oor sy eensgesinde kinders. Want hy was eensgesind met die Vader en die Gees tot in die dood. Nou het ek vir jou 'n moeilike vraag vanoggend. So iets wat my eie gedagtes vul as ek sukkel om te fokus op my eie eensgesindheid met medegelowiges. Is ek verlief? Is ek verlief op die Here Jesus Christus of net op die idee van hom? Is ek verlief op Jesus Christus self
Want onthou, dis 'n liefdesverhouding. Dis iets wat trek, of is ek verlief op die idee? As Jesus my eerste liefde is, as hy regtig my eerste liefde is, en ek juist daarom in sy liefde vir die Vader en die Gees binne daai verhouding ingetrek word, wat weerhou my dan van eensgesindheid met sy kinders? Hier. Wat gaan ek dan as verskoning kan gebruik, wat jy dink goed genoeg sal wees, dat hy sal sê, ja, weet jy, ja, dit is daarom so. Jy is 'n introvert. Jy is eintlik baie besig. Jou kinders se sport was regtig baie belangrik. Wat is dan 'n verskoning? Hulle het nie gedink nie en hulle het nie gedat nie. Wat weerhou ons daarvan om onsself uit te giet in hierdie eenheid? Vir so 'n verhouding soos wat Jesus voorbid tussen gelowiges. Wat is dit wat jou weerhou, broer en suster? Is dit jou werk? Is dit my persoonlikheid? Is dit my huis? Is dit my verwagtinge? My drome? Is dit my? Onthou julle daai fliek? Mine. Is dit ek? Hier is die ding. Eenheid, broer en suster, en eensgesindheid wat hou, kan nie geproduseer word nie. Ons kan dit nie kweek hier iewers nie. Die kerkraad en die res van die gemeente kan dit nie vir jou meer maak terwyl jy wag om bedien te word. Ware diep verhoudinge kan net van God afkom. Dit loop van bo af, wanneer ek besef wie hy is en wat hy gedoen het. Dit loop af van bo na onder. Dis 'n gawe uit sy hand, van die kop deur die baard, deur die klere tot in die soem. Vloei van hoog na laag. Onthou jou plek. Ons is sy eiendom. Makarioi, as hy sê in die berggreep, beteken dit welkom by my voete. Jy's geseën wanneer jy by my voete is. Hy is hoër en groter as ek. En daarom sal hierdie verhouding soos die dou van Hermon afloop, na Sion toe ook in my afloop en vrug dra. Dit moet deur jou en my loop. Broer, suster, ek en jy moet hierdie eensgesindheid aan mekaar afgee. Dit is kostelik as mense soos die Skoemans ontmoet in die voorportaal. Hulle is nie lidmate hier nie, maar hulle verstaan hierdie eensgesindheid. Hulle, ons is die Skoemans. Ons kom van die gereformeerde kerk in Spruit. Hulle verstaan iets van die gemeenskap van geloof. Wat 'n wonderlike getuienis. Ook as so baie ander moet hier by ons kom kuier en jy kan hoor hulle verstaan dit. Ons moet dit aan mekaar afgee. Maar dit gebeur net, broer en suster, wanneer die erns van hierdie opdrag in jou ingesink het, wanneer dit in jou ingeloop het. Jy kan nie ken as jy nie leer ken nie. Jy kan nie saam as jy alleen nie, as jy een kant nie. Jy kan nie ons as jy heeltyd ek en my nie, myne. Jy kan nie eensgesindheid ontvang en uitleef as jy nie spasie en gebede en tyd met die ander gesalfdes van die Here deel nie. Jy kan nie self hierdie eensgesindheid laat deurvloei en aan ander raak as jy nie naby kom nie. Broer en suster, 'n verbruiker is eengesind.
lidmate is eensgesind. Waar is jou gesindheid? Op jou eie sal jy nie kan sê, kyk hoe goed, kyk hoe mooi is dit as broers en susters saamwerk, saamwoon, eensgesind met mekaar is. Hier is jou en my opdrag, ek en jy is gesalfdes. Ons gesalfde kinders van die Here, 1 Johannes 2 vers 20. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf. En julle ken almal die waarheid. Daarmee bedoelende Jesus Christus die waarheid, sy woord, die waarheid. Jy ken dit. Jy is deur die Gees gesalf. Ons is gesalf as profete, priesters en konings. En hierdie eenheid in en met God is 'n wonderlike gawe. Dis 'n heerlike seën, maar dis 'n baie ernstige opdrag ook. Sal jy dit laat vloei? Broers, sal dit vorentoe deur ons as gemeente, as lidmate vloei. Ja, eensgesindheid vra werk, dit vra opoffering. Ek het vanoggend geleentheid om deel van hierdie afloop van God se genade te lees, hier, nou. Hier tussen sy kinders, mense wat dit vanoggend nodig het. Is jy eengesind? Of is jy eensgesind? Amen. Dit is ons gaan saam mekaar sing hierdie psalm. Psalm 133. Ons gaan die tweede omdigting sing. Daarvan vers 1 en vers 2. Kom ons staan as ons dit sing in eensgesindheid. Wat broers saam woon as hulle eensgesind is, as hulle saam in liefde heg verbind is, hoe goed is dit, hoe mooi geaard. Dit is soos olie, vloeiend ryk van geur, vanaf die hare loop die oorvloed neer, tot in die priesterlike bad. So is dit waar die eensgesindes lewe, soos daar wat op die Hermon val en zwewe, en ver op Sion daal dit neer. So wonderlik is dit, so lieflik skoon, God seën rus waar eensgesindes woon, vir altyd leef by die Heer. Julle kan gerus sit. Ons geleentheid vir ons lief en leed, vir ons besoekers, dit is ons bydrae vir ons diakonie, ons barmhartigheid. Ons het nou gehoor dat daar's nie ernstige meeneming vanoggend nie.
siekte. Ons dink nog steeds aan Sanet, presies 'n pa wat ook behandeling kry. Ja, George Carter. Is daar ander meelewing wat julle dalk met ons wil deel? Alet, vir jou straf, gaan jy 'n tweede keer gelukwens word by jou verjaarsdag vandag. Ja, baie geluk by jou verjaarsdag. Dis bly ons kan dit saam met jou vier. Kom ons onthou ook, 'n paar jaar terug moes julle dit ver in die buiteland vier. En ons is dankbaar dat julle dit hier saam met ons en jou familie ook kan vier. Kom ek hoor net by ons besoekers, is julle op pad nog in Namibië of is julle op pad terug? Ja, ons het 3 dae gelede in Windhoek geland en ons is nou pad na julle het nog, dan is ons dankbaar saam met julle. Ons kan dankbaarheid uitspreek dat julle nog langer ons mooi land mag wees. Mooi, baie welkom. En seën ook op julle reise, veral die op ons paaie, swak op toe, ry maar versigtig, reisgenade vir julle toegebid. Is daar ander meelewing? Kom ons bly maar in ons gebede asseblief, dink ook aan die kerk van die Here in plekke soos Libanon, in Gaza self, Israel, in Nigerië, Kenia, Sudan, Eritrea, waar ons rukkie terug gebid het, waar gelowiges regtig prakties, fisies ook swaar kry vir dit waar ek en jy glo. Bid asseblief ook, bly vir hulle voorbiding doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik dat ons aangespreek mag word deur die woord in 'n tyd waarin die wêreld individualisme verafgod. Waarin ek en my en myne die belangrikste word. Hoe ek myself kan verbeter. Selfbeeld, al hierdie dinge waar dit so hoog geag word dat ons vergeet. Die koninkryk werk anders. Om alleen te wees is om buite die koninkryk te wees. Om alleen te dink ek kan koning in my wêreld wees is om buite die koninkryk te wees. En U maak ons juist deel. U ruk ons terug in 'n koninkryk wat ons nie verdien nie. Om iets te verstaan van die eenheid tussen Vader, Seun en Gees, dis hemels. Dis te groot vir my kop om te verstaan. En U nooi ons en U bring ons binne in hierdie eenheid. Al wat ons kan pleit, Here, is dat ons in gehoorsaamheid sal reageer. Dat ek in hierdie spieël sal gaan kyk, dat ek my lewe evalueer en sê, waaroor gaan my lewe, wat staan vir my in die middelpunt? Is dit my lewe in eenheid en in eensgesindheid met God en sy kinders? Of is dit my oorlewing, my eengesindheid in hierdie wêreld? Ons bely, Here, ook as gemeente baie keer dat ons ook net op onsself sou fokus. Terwyl ons roep om getuies te wees, die kerk roep U bymekaar vir hulle wat nie in die kerk is nie. U roep ons bymekaar met hierdie wonderlike taak om hierdie geur van redding en van 'n goeie boodskap te versprei en nie vir onsself te hou nie. Ons bely, Here, dat ons ook hierin dikwels selfsugtig is. Maar dankie Here vir elke lidmaat, elke een wat groei in hierdie eensgesindheid, elke een wat nader en nader aan U beweeg en daarom nader en nader aan die kinders. Dankie van die getuienis van soveel van ons mense, veral ook ons ouer mense, wat baie opoffer om te bid, hier te kom op 'n Sondag, deel te wees van die gebedsgroep,
uit te reik, liefdesdade te bewys, om te gee. Ons staan voor U, o Here, deurgrond ons. Kyk, sien dit wat nie by U wil pas nie, skud dit, skeer dit weg. En net so bid ons ook vir U genesingsolie. Soos dat U beloof het in Jesegiel dat U self die skape sal verbind. Hulle wat seer gekry het, hulle wat vertroosting nodig het. Maar mag ons die hande en die monde wees wat daai olie bring. Ons dankie vir besoekers hier by ons. Ons bid vir hulle pad saam. Verder, soos wat julle lei, mag hulle ook hierdie geur versprei waar hulle gaan. Ons dankie ook vir 'n verjaarsdag vandag wat ons saam kan vier. Dankie ook vir die geur wat uit haar lewe uitkom. Here, ons wêreld het U nodig. Gebruik ons. Ons doen nou ook al voorbereiding, Here, vir Saterdag by die bazaar. Dat ons nie so gefokus sal wees op dit wat ons inkry, dat ons vergeet vir dit wat ons uitgee. En die manier hoe ons dit doen. Mag in die manier hoe ons hierdie feesgeleentheid aanpak, so broodnodig ook vir ons gemeente. Mag die manier hoe ons dit aanpak getuig van ons eensgesindheid. Met mekaar en met U. Mag daar hier in hierdie gedeelte van Windhoek getuienis uitgaan. Die Here is ons middelpunt. Ons pleit dit, Here, want in ons eie krag is dit nie moontlik nie. Dankie dat U ons bly terugtrek. Dankie dat ons saam met hierdie pelgrims kan sing van U eenheid met ons in, daarom ons gehoorsame eenheid met U. En ons kan dit net bid, deur Hom wat dit moontlik maak, ons Here Jesus Christus. God met ons. Amen. Kom ons sing saam met mekaar lied 478. Dis 'n heerlike, lekker bekende melodie, wat ook uit die hervorming uitkom, een wat Martin Luther ook gebruik het. Waarop staan ons? Waar is ons middelpunt? Is op die vaste fundament van God onsself. Homself. So kom ons sing saam met mekaar vers 1, 2 en 3, lied 478. Kom ons staan. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees. Verlorenes op aarde, dat wil sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam. Een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou nie gekoop. Bedreig gevaar van buite, met skerp venyn gemik, voltwyfel ons van binne, met klein geloof en skrik. Dis eie aan die wêreld, ons sal verdrukking hê, maar Christus het sy bystand aan ons hier toegesê.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Ek gaan dit vir ons uitspreek, maar ek gaan ook dan dat ons dit anders as op die bord, ons gaan nie die amen sing nie. Ons gaan die seënbede vir mekaar sing. So as jy daar by jou gesin is of jy staan maar so 'n bietjie nader, kyk vir mekaar. En dan sing ons mekaar Psalm 134 vers 4, laat Here die seën. Ons seën mekaar met dit waarmee ons geseën is. Geliefdes, gaan nou in die vrede van die Here en seën die wêreld. Onthou dat jy nêrens per ongeluk is nie. Jy gaan daar deur die Here geroep waar jy ook is en waarheen jy gaan roep en stuur die Here jou. Waar jy is, het hy jou geplaas. Christus Jesus wat in jou woon, het iets wat hy in jou en deur jou lewe wil doen, daar waar jy is. Glo dit en gaan in sy liefde, genade en krag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Laat hier die seën op ons daag, U uit Sion ons bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Amen. Goed, geliefdes, daar's koffie en tee vir ons besoekers ook. Dis hier by die deur uit, regsal hier onder die afdak. Kyk maar asseblief, jong manne, ek sien ons stoele en tafels is so 'n bietjie min daar. So kyk maar net as daar 'n tafel nodig is, dat julle uitsit en in 'n stoel of twee asseblief, as iemand moet sit. Dan is daar 'n kassasie nou, en 'n mooi dag vir julle.